Goeiedag geliefdes. Ek ry vandag hier aan die kant van Parelberg en ek kom heel af waar het 'n paar dae terug gebrand het. En het laat my dink hoe vinnig daar verwoesting in 'n ou se lewe kan kom. En ek dink aan hierdie kant van die pad is dit nog groen. En 'n week terug het dit aan daai kant ook, aan die kant ook so gelyk. En nou lyk dit skielik so ver. Dit het my laat dink hoe baie keer dinge in ons lewens gebeur wat verwoesting saai. Iemand wat ons aan die dood skielik moet afgee, geliefde. 'n Egskeiding waardeur ek gaan, my besigheid wat ek verloor, 'n dramatiese ding wat in my lewe gebeur het. 'n paar jaar terug, om en by 20 jaar terug, het my lewe so drasties verander met die afsterwe van my dogtertjie. Oornag het my mooi groen lewe gelyk soos hierdie vaal-lewe. Ag, en daar was baie geleenthede in my lewe waar die groei vernietig was deur 'n ding wat in my lewe gebeur het. Miskien staan jy vandag ook op 'n plek waar jou lewe so vaal geword het deur iets wat dramaties in jou lewe gebeur het. Ek wil net vir jou die skrifgie los, Psalm 147 vers 3, wat sê: Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Die Here genees die wat gebroken is van hart. Ja, jy gaan nog seer hê, jy gaan nog pyn hê, jy gaan nog verlange hê, jy gaan nog daardie tekortkominge hê wat dit veroorsaak het, jy gaan dalk finansiëel nog skade hê, die lewe gaan wat jy verloor het, gaan nie net terugkom nie. Die geliefde wat jy na egskeiding afgestaan het, gaan jou nie net weer terugvat nie. Dis dinge waardeur ons moet gaan, maar weet verseker dat die Here genees die wat gebroken is van hart. En hy verbind hulle wonde, Psalm 147 vers 3. Staan sterk, hou vas. Die Here sal jou deurdra, want hy sê ook, hy is ons nooit begewe en nooit verlaat nie.